Geseëne van die Here, ek groet in die wonderlike naam van ons koning Jesus, onder die salwing van die almagtige God. Net hy, kind van God, het 'n woord vir jou, en net hy wil jou aanraak. Maar jy, kind van God, daai keuse nou maak om te sê, Here, hier is ek. Ek gaan nou luister. Ek is hier, Here, sodat U my moet aanraak. Ek het U nodig, Here, vir 'n aanraking. Nie die prediker nie, maar die lewende ware God gaan my nou aanraak. Kom ek hier bid gou saam. Vader, ek dank U vir die liefde en wat ons net hierdie aanraking nou kan beleef. Here, Handelinge wys vir my iets mooi, Here, en dit het tot vandag toe nie verander nie. Waar daar eenheid en eendragtigheid is, en mense saam bid. Vader, het die Heilige Gees se rukwind gekom. En nou vra ek, Here, vir daardie rukwind oor elke huis, oor elke persoon wat nou luister, oor elke persoon wat dit nodig het. Die salwing van God wat die jukke breek. 'n Rukwind wat baie keer mense uit hulle sonde uit moet druk. 'n Rukwind wat die bose baie keer Vader God uit ons lewens uit moet verwyder. 'n Rukwind, Here, wat baie keer ons rigting moet bepaal, die Heilige Gees teenwoordigheid. Ek eer U daarvoor in Jesus naam, want die woord alleen is vir my die waarheid, en mag slegs die waarheid nou elkeen raak, en elkeen, Here, opstaan vandag, met nuwe moed en krag, en kan sê, die Here God is my antwoord vir alles in hierdie lewe. Amen, amen en amen. Geseëne van die Here, baie keer uit jou gebrokenheid, as jy opstaan uit jou gebrokenheid, het jy ondervinding opgetel in lewe, en dan is jy die man wat die pad kan stap, of die vrou wat kan sê, ek is daardeur, ek weet wat dit is. Ek weet wat die pad was in die lewe om te loop, om te kom waar ek tot nou gekom het, maar ek kyk nie terug nie. Ek verlang nie daarna terug nie, maar ek het 'n verlange na my God. Dit wat voor my lê, dis waarna ek kyk, dis waarop ek fokus, en dis my koning. Ek het respek vir iemand wat deur die lewe, deur omstandighede gaan, en steeds God met 'n passie dien. Nie God dien, sodat dit net met jou goed moet gaan nie. Weet, ek is besig met navorsinge met Judas, oor Judas die Iskariot. Nie die boek Judas nie, Judas wat Jesus verraai het. En net die woord Judas self uit baie. Die naam Judas in Grieks beteken, ek soek die eer, ek soek die lof. En dit is wat Judas gesoek het bo die meester. As ons kyk in ons eie lewenskind van God, die pad wat ek hier loop, is nie altyd 'n maklike pad nie. Dit is baie keer dat ek en jy soos die vrou by die put moet uitkom, om eers die waarheid te hoor, Jesus, en te besef, hierdie aardse belange, hierdie aardse water, hierdie aardse voorsiening, is nie wat my gelukkig maak nie. Maar dis daai lewende water, die woord van God, Jesus in my lewe. Ek en jy moet ook baie keer eers in 'n skytjie beland, en ons het alles probeer, alles, ons ken nie see, ons ken ons lewe, ons ken die omstandighede, ons het gedink ons weet, waaroor die lewe gaan, tot die Messias in ons bootjie klim, en hy sê, gooi nie ander kant in. Dan eers, kom die nette vol. Ons kom baie keer ook in die lewe, dat ek en jy staan soos twee blindes, buite die mure van Jerigo, en ons roep uit, en ons sê, Here asseblief, en Jesus staan stil, met soveel liefde en deernis, en hy maak tyd vir jou en my. Kind van God, ek het respek vir 'n man en 'n vrou, wat die pad loop, en bly volhard, en nie God dien, oor dit moet goed gaan nie, maar oor jy lief is vir God, omdat jy daai diepte, daai absolute verhouding met hom wil hê, en die wete, God sal met jou wees. Luister weer, die wete, God sal met jou wees. Of dit nou droogte is op jou plaas, en of daar seën is, of daar guns is, en of die kraal nou leeg is, en of daar geen oes is nie, dis nie waaroor dit gaan nie. Dit gaan oor jou diep verhouding met Vader. Al hierdie ander dinge sal God jou seën, en ek weet God sê jou seën, as jy die pad reguit loop, en jy vertrou God met alles in die lewe. Paulus, ek het baie respek vir hom gehad.
steeds nog altyd, vir die pad wat hierdie man geloop het, deur die woord van God, en nooit opgegee het nie. Ek kan nie Paulus verkondig nie, maar ek kan hom as 'n getuie gebruik. Ek kan vandag sy getuienisse vir jou vertel, sodat jou verhouding met Jesus Christus, en die lewende ware God, Heilige Gees gelei, meer kan verdiep. En dis wat ek nou vir jou wil gee, wat die Gees van God lei. Paulus kom ook, en hy's ook moedeloos gewees. Hy was ook net 'n mens. Hy kom ook deur 'n tronk situasie, waar hy gegeesel is en opgeslaan is. Hy kom ook uit 'n situasie waar hy vir dood agtergelaat is. As jy die geskiedenisboeke gaan navors, was dit eintlik sy beste vriend, 'n Sariseer, wat hom met klippe wou laat doodgooi het. Hy kom ook uit 'n situasie uit, wat 'n skip gesink het in sy lewe. Maar hier spesifiek, hier, waar hy nou praat, in 2 Korintiërs 12, was hy ook in die hemele, weggeruk, en hy was ook in die paradys, maar hy kan nie op dit roem nie. Hy kan nie roem in die naam Paulus nie. Hy kan nie sê, luister, ek wat Paulus is, wow, kyk wat het ek alles beleef nie. Ek het die dood oorwin. Toe hulle my in klippe wou doodgooi, het ek opgestaan, ek kon weer die pad stap. Man, ek het uit 'n tronk uitgekom nie. Hy het nooit homself verkondig nie, maar Jesus en die verlossing vir jou. Hoor jy? Jesus en die totale verlossing vir jou en vir my. Hy het die evangelie bly volhard en uitgedra, en dis 'n voorbeeld vir my en jou, om dit te bly doen en nie moet op te gee nie. Luister mooi, in jou swakste oomblikke is jy op jou sterkste. Paulus is hier ook moedeloos, hy bid ook, hy het 3 maal gebid, en ek verseker jou, dit was nie 3 vinnige gebede nie, hy het gaan bid, hy was ook op 'n plek wat hy sê, ek kan nie roem in myself nie, ek is niks. Dawid sê op 'n stadium ook, toe Saul hom vervolg, sê ek is kleiner en nietiger as 'n vlooi, en jy wil my vervolg, jy gebruik 'n hele weermag om my te vervolg, ek is niks man, gaan val liewer die Filistyne aan. Hier is dit dieselfde geval. Paulus beskou hom as nietige niks, maar God is alles. Beskou vandag, God is alles in jou lewe. Dis al waarop ek ook kan roem, is net op God. Nou kom ek in hierdie woord en ek besef hoe dat Paulus moes bid en uitroep en sê, Vader, hier is 'n aanslag op my lewe, hier is 'n aanslag in my wese, hier is iets in die vlees wat ek nie kan oorwin nie, ek sukkel daarmee. Hy sê in vers 7 in 2 Korintiërs 12, en dat ek my oor die voortreffelikheid van die openbaringe nie sou verhef nie, is my 'n doring in die vlees gegee. Met ander woorde, die vleesmens, daar's 'n probleem. Daar's iets wat hy nie oorwin kry nie. Dalk sy gewete, dalk iets in sy hart wat kom lê, dalk 'n behoefte, dalk iets wat hy net voel dis 'n struikelblok. En hy roep voor Vader God uit en hy sê, Vader, U moet my help. Ek moet die van ontslaa raak. Hy's dalk moedeloos al. Hy bid, hy roep uit, hy gaan bid 'n tweede keer, en as hy homself kom kry, is die doring in die vlees, en hy bly suffer, en hy bly sukkel, kind van God, en dit is hierdie gesukkel gesuffer, wat hom nie onderkry nie, hy gaan bid sommer weer. Die woord sê vir 3 keer, wat hy gaan afsonder het, wat hy gaan bid het, en hy sê, 'n engel van Satan is gegee, om my met die vuist te slaan, dat ek my nie sou verhef nie. Met ander woorde, dat ek nie in trots gaan staan, en dat ek nie oor myself en my dade spog, en dat ek nie iets vir myself gaan begin dink nie, maar ook hierdie sonde, die boosheid, is so naby, dat hy wil my onderkry in my vlees. Maar Vader, ek staan sterk in die gees, ek staan sterk in my siel voor U, en ek roep uit. Hy roep uit, en dan vers 8, hieroor het ek die Here 3 maal gebid, dat hy van my sou wyk. Want hierdie bose, wat keer op keer om in ons terme probeer bloed neerslaan, wat elke keer om ondermyn in die vlees, gaan bid hy oor, en wat antwoord Vader hom? Vader sê, nee, ek vat dit vir jou weg nie. Vader sê nie, Paulus, ek vat hierdie omstandighede in situasie weg nie, maar luister wat sê Vader, hy gaan 'n baie uitleer. Hy sê, en hy het vir my gesê, my genade, Paulus, en ek sê nou vir jou wat daar sit, wat daar staan, wat ry, wat kyk nou, my genade vir jou is genoeg. God se genade is vir jou genoeg. Al kom hierdie aanslag in die vlees, hou jou siel voor God skoon, en die vlees gaan nie oorwin.
God sê, my genade is vir jou genoeg, ek het die prys vir hierdie goed vir jou betaal. Ek het die prys betaal, ek weet van hierdie aanslag. Dis nie jou gedagtes nie, dis die bose wat dit in jou lewe probeer plaas, en as jy dit begin kry, bestraf dit net. Dis nie jou hart wat vuil is nie, maar as die boosheid in jou hart wil kom lê, bestraf dit, bely net weer, bid net weer, roep net weer uit. Roep net weer uit 1 Johannes 1 vers 7, 1 Johannes 1 van vers 7 tot 9, en jy staan in oorwinning, bely net weer. Hy sê, want my krag word in jou swakheid volbring. My genade is vir jou genoeg, van my krag word in swakheid, daar waar jy op jou swakste voel, wat jy voel jy kan nie meer nie. Glo my, ek self kom naby. Ek self kom met tye wat ek voel, Here, ek kan nie meer nie. Here, hierdie siele kom nie tot redding nie. Here, siele kom nie in nie. Here, ons het 'n probleem. Ek is bekommerd oor mense wat hulle voertuie slaap in areas. Ek weet nie hoe om hulle situasie vir hulle makliker te maak nie. Here, ek voel te swak, ek kan nie meer nie. Roep ek self uit, jy roep uit. Here, ek kan nie meer nie. Met tye voel dat jy kan net nie meer nie. Here, die lewenstempo kan ek nie byhou nie. Here, ek kan nie meer presteer nie. Here, hierdie saak, hierdie sonde wil my nie uitlos nie. Here, ek sukkel nog om op te rook. Here, ek sukkel met drank. Here, ek sukkel met vrouens. Here, ek sukkel met mans. Here, ek sukkel. Jy roep dit uit dalk. Jy sukkel met finansies. Jy sukkel dalk nog altyd met sondige gewoontes. Dis in daardie swakhede wat God sê, sy genade is vir jou genoeg. Wat hy sê, dis genoeg. En as sy genade vir jou genoeg is, kan jy opstaan en jou rug daarteen draai en sê, ek kan nie in myself roem nie, ek self kan dit nie oorwin nie, maar Jesus het in die kruis dit vir jou oorwin, ek gaan bly volhard nou, ek gaan volhard, want ek gaan hierdie pad stap, want ek het God te lief. Ek het God te lief, ek gaan uit hierdie omstandighede uit opstaan, en ek gaan loop, ek gaan lewe vuis, dis my verantwoordelikheid, my verhouding met God. As jy daai keuse vandag maak, glo my vandag, die Heilige Gees gaan jou versterk om dit te doen. Want wat sê die Here verder vir ons? As ons verder aan lees, dan sê die volgende. Hy sê, in my swakhede roem ek, sodat die krag van Christus in my kan woon. Met ander woorde, ek self kan nie, Here, maar U kan, Here. Net U, daarom het ek behaal in swakhede, sê die Here, in mishandelinge, in nood, in vervolging, en benoudhede, om Christus wil sê Paulus hier, wat hy skryf, want as ek swak is, dan is ek sterk, want God is in my. God is in jou, in sy grootheid in die Heilige Gees. Daarom kan jy nie opgee nie, jy kan net bly aangaan, jy kan God net bly vertrou, in die vuur van die Here bly, in sy grootheid en sy almag, mag nie opgee nie, jy mag nie omdraai nie, jy mag jy nie oorgee in sonde nie, jy moet kan klaarmaak in hierdie oomblik, want dit is 'n keuse, die Gees van God is die krag in jou, en die sterkte wat jou daarvan wegvat, wat jou uit dit uitskeer, en dit is 'n seer proses, om uit dit uitgeskeer te word. Dit is baie keer, kind van God, dat jy deur omstandig, nie baie keer nie altyd, deur omstandighede moet gaan, want hoe beter dit gaan, hoe goed dit gaan, hoe lekker dit gaan, kry jy nie ontslaag geraak van hierdie dinge nie, en dit is baie keer beter, dat jy liewer meer verloor, dat die kraal leeg geraak, dat die wingerd niks meer dra nie, dat daar geen hoop is nie, en lyk of daar geen hoop is, dan besef jy, waar kom die krag eintlik vandaan, dit kom van God af, want net soos Dawid, toe hy gesalf is, toe begin sy probleme, toe begin hy leer, toe gaan hy op 'n slagveld op, wat hy in die eerste plek 'n Goliat moet verslaan, daarna het hy gevlug vir Saul die koning in 'n spilonk gaan bly, totdat hy die dag as koning gesalf kon word, moes hy 'n pad gestap het, 'n pad wat nie maklik was nie. Josef was gebreek, Josef was stikkend, Josef het baie keer met trane gesit, dat daar niemand was, wat hom, of sy oor hom kon ontferm nie. Hy kon nie sy ma net bel en sê, ma, ek kan net my hart met jou uitpraat nie, ma, dit gaan moeilik met my nie. Hy's verkoop, hy's in 'n put gegooi, hy's daarvan 'n slaaf gemaak, hy het in Potifar se huis gewerk, hy's mislei en verlei in 'n tronk gegooi, kind van God. Maar God het hom nog nie alleen gelaat nie, die woord sê, en God was met Josef. God was met Paulus, God is met jou. Baie keer is dit nodig om deur al die goed te gaan, om die ou karakter mens af te breek, en finaal tot stof en as
dat jy in oorwinning kan staan as 'n ware kind van God. Baie keer is jou omstandighede wat vir jou moeilik voel, juis die leerskool, sodat jy sterker kan uitstap, want iemand wat nie deur 'n leerskool gaan nie, weer eens, hoe leer jy? Hoe word jy sterker? Dis soos 'n weermagpeloton, wat deur vreeslike oefeninge moet gaan, en afgebreek moet word om opgebou te word, moet ons baie keer in die lewe, deur gebrokenheid gaan, deur seer gaan, deur omstandighede gaan, en dan bly ons nog volhard, dan is ons nog steeds op die plek wat ons kan sê, ons kan nie in onsself roem nie, maar ons kan in God roem, want ek het opgestaan, my oorwinning is Jesus Christus. Ek verklaar dit oor jou, en nou wil ek vir jou bid, en ek wil hê jy moet moed vat, op hierdie Sondag, luister mooi, maak God erns vir jou. As jy Bybelstudie by jou huis wil hou, en vriende kom kuier, dan sê jy, dis my Bybelstudie tyd, kom hou saam met my Bybelstudie, wys 'n bietjie hoe ernstig is jy oor die Here God. Wanneer jou selfoon lui en jy bid, vat daai selfoon, daai dier, uit jou kamer, uit jou plek uit, of haal die volume af, maar bid. Hou op, kyk op jou foon, hou op, jou foon, die afgod maak vir jou lewe, maak die lewende ware God, die God van jou lewe, en bid en praat meer met hom. Lees meer Bybel. Ek kan nie vir jou vertel hoe verryk raak ek deur die Bybel nie. Maar ek besef al hoe meer ek deur die Bybel lees, hoe min is ek. Ek besef al hoe meer, hoe nietig is ek. Hoe afhanklik is ek van 'n lewende ware God. Kom ons bid saam. Vader, ek kom nou in Jesus naam, en ek spreek U seën, U guns, U liefde en wysheid, maar U krag, goddelike krag, oor elkeen nou uit, Here. Oor hierdie kyker wat U nodig het, oor hierdie persoon wat uitroep en sê, Here, ek is deur al hierdie goed in die lewe, ek kan op niks roem nie, net op U. Wat nog verslaaf is partykeer in sonde, verkeerde gedagtes, dalk pornografie, dalk hoerery, dalk drank, dalk nie aan iets verslaaf is nie, dalk is dit trots, dalk is dit selfbejammering, maar alles in die vlees, Vader, wat die bose probeer gebruik, is 'n leuen, is nie van U af nie. Daarom weet ek, dat elkeen wat nou na hierdie boodskap luister, sal kan roem in U, en kan sê, op my swakste is ek op my sterkste. Bose, jy moet my uitlos. Op my swakste is ek op my sterkste, want my God is met my, en my God is my sterkte, en hy sal jou verslaan. Ek roep het uit in Jesus naam, en ek roep nou seën, guns en voorspoed, 'n tyd van vrede in hierdie Desember maand oor elkeen, 'n tyd van liefde en omgee, 'n tyd om te sê, ek is sterk, want my God is met my, ek sal nie gaan lê nie, al lyk dit hoe moeilik, die Here sal my vooruit gaan. Amen, amen en amen. Die seën van die Here met jou, en ek wil jou uitnooi, as jy in die Mosselbaai, Erenaria, Hartenbos, George, nou vakansie in hierdie tyd, gaan kyk op ons website www.1minmetjesus.co.za. Heel onderaan is 'n lewendige kaart en 'n dagboek. Gaan op daai dagboek op 'n Dinsdag of 'n Woensdag. Woensdag die mense in die George area, Dinsdag mense in Mosselbaai, Hartenbos, Dannabaai area. Maak 'n koffieafspraak en dan sit lekker met 'n koppie koffie, bid vir jou en jou goeie moed, en ek ontmoet jou ook. Staan sterk in Jesus, die Here God met jou. Res van die mense deur die land, ek glo in volgende jaar kan ek dalk by julle uitkom, soos wat die Gees van God lei. Shalom, shalom.